Ons bevind ons baie na aan die einde van lydingstyd. Goeie Vrydag, die herdenkdag van Jesus se lyding, is op hande. Wat beteken dit vir ons? Hoe raak dit ons? Hoe is ons daarbij betrokke? Die doel van die prediking vanmôre is om juis op grond van 'n geleesde gedeelte uit die woord 'n bietjie te gaan kyk, hoe raak dit ons dat Jesus gelei het en gesterf het. Daarvoor gaan ek lees uit Hebreërs hoofstuk 10 vers 19 tot 25. As u die Bybels wil oopslaan, u kan maar gerus, ek lees soal vir die 2020, maar dit verskil bitter min van die 33. So u kan maar die Bybels oopgaan as u wil. So op die oog af lyk dit 'n bietjie moeilike goed, maar dit is nie. So kom ons lees dan uit Hebreërs 10 vers 19 tot 25. Broers en susters, aangesien ons dan vrymoedigheid het om deur die bloed van Jesus in te gaan na die heiligdom, langs 'n nuwe en lewende weg wat hy vir ons geopen het deur die voorhangsel heen, dit is deur sy liggaam. En aangesien ons 'n groot priester oor die huis van God het, laat ons daarom ingaan met opregte hart en volle geloofsekerheid, met ons harte besprinkel, vry van 'n slegte gewete, en ons liggame gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die belydenis van wat ons hoop, sonder om af te wyk, want hy wat die belofte gemaak het, is getrou. Laat ons ook daarop toelê om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie werke, sonder om ons eie samekoms te verwaarloos, soos sommige se gewoonte is. So alreeds in daardie tyd het die dominees maar 'n bietjie gesukkel met kerkbywoning. So sommige se gewoonte is, maar deur mekaar eerder aan te moedig, soveel te meer nog na mate julle die dag sien naderkom. Tot sover die woord van die Here. Gelukkig is elkeen wat dit hoor en daarvolgens leef. Nou ons Nuwe Testament begin met 4 evangelies. En daardie evangelies het baie in detail vertel en berig oor Jesus se laaste dae op aarde. Baie breedvoerig gepraat oor sy verhoor, sy lyding, sy kruisiging, sy dood, sy graf en sy opstanding. Daarmee eindig die 4 evangelies met die lewe van Jesus op aarde. Sou God dit daar laat. Maar God het besluit nee, dit gaan verder, die verhaal van Jesus. Want na die hemelvaart stuur hy sy gees om die apostels en ander skrywers te lei en te inspireer om na te dink oor die betekenis van wat daar gebeur het met Jesus se sterwe en sy lyding, sy kruisiging, sodat die mense wat dit daarna gaan lees kan verstaan en probeer begryp hoekom het dit gebeur en hoe raak dit my wat daaroor lees en dit doen. Vanselfsprekend elkeen van hierdie skrywers sy eie siening gehad oor hoe hy nagedink het oor Jesus se dood en sy opstanding, sy lyding vir ons. Die Heilige Gees het elkeen gelei om sy pad ook na te loop, hoe hy oor Jesus moet praat en daaroor nadink en dit besin vir die mense. En een daarvan, ook onder leiding van die Heilige Gees, toe hy nagedink het oor Jesus se offer, was dit vir hom so geweldig, dat hy sy hele boek daarom gewy het. En die hele boek se naam is Hebreërs. Ons weet nie wie hierdie begaafde skrywer was nie, maar met baie intense nadenke oor Christus se soendood het hy vir ons dit daar gelaat.
En nou gaan ek nou vanmôre uit 'n stukkie daarvan met julle praat. Dit is daardie paar verse uit Hoofstuk 10, 19 tot 25, wat ek beoog af nie altyd so maklik is nie, maar wat hy met groot deernis gedink het oor wat is die betekenis daarvan en hoe raak dit ons, dis die belangrike ding. Het is goed en wel om te weet, Jesus het gelei en gesterf, maar wat maak dit met hom? Hoe raak hy my lewe? En vir hom gaan dit in hierdie paar verse oor twee groot sake. En die verse val dan ook uiteen in twee dele, en die preek gaan in twee dele dan wees. Eerstens sê hy in vers 19 tot 21, die pad na God se hart is oopgemaak. Die gewone gelowige kan nou met God direk praat. En tweedens sê hy in vers 22 tot 25, nou word gelowiges opgeroep om daardie pad te loop. Wat help het as die pad na God se hart oop is en jy los dit net daar? Jy gaan nie daarop loop nie. Jy weet daarvan, daar's 'n pad na God toe oop, maar ek loop nie op daardie pad nie. Ek bewandel nie daai pad nie. Dan sou die pad na God se hart toe mos van geen waarde meer wees. Dan sou Jesus mos eintlik vergeefs gesterf het. En daarom kom die skrywer dan in hierdie tweede deel en hy wys vir ons, hoe loop jy na God toe? Hoe kom jy in sy hart? Kom ek begin met die eerste deel van vers 19 tot 21. Maar voordat ek daarmee begin, laat ek net vir 'n oombliekie teruggaan na die voorafgaande deel. Hebreërs bestaan uit 13 hoofstuk en van hoofstuk 9, 23 tot 10, 18, saam met die deel wat ek gelees het, tot 19, 25, is die kern, die sentrum van die Hebreërs. Hoekom is dit die sentrum? Want daarin fokus die skrywer op die offerdood van Jesus Christus. Sy eenmalige en sy volkome offer wat alle vorige offers van die hand wys en wegvee. Want sê hy daarmee, sê, dink net daaraan, elke dag staan die priester in die tempel, dag vir dag doen hy die tempeldiens, dag vir dag gee hy offers, dieselfde offers oor en oor, en dit help net nie. Dis nie blywend nie. Dit neem nie my sondes totaal weg nie. Ek ontvang nie volkome vergifnis nie. En daarom bring dit die skrywer in vers 19 daarom te sê, hier is die wonderlike resultaat van Jesus se lyding en sterwe verheerlik. Broers en susters, ons het dus vrymoedigheid deur die bloed van Jesus om in te gaan na die heiligdom. Ons het die vrymoedigheid om deur die bloed van Jesus in te gaan na die heiligdom. Nou hier's twee sake wat ek vir ons gaan opdra. Wat beteken dit om in te gaan na die heiligdom? Wel, ons weet dat die tempel uit twee dele bestaan het. Daar was die heilige en daar was die allerheilige. In die heilige het net die priesters hulle tempeldiens gedoen. Die hoëpriester kon alleen eenmaal 'n jaar in die allerheiligste ingaan, op die groot versoendag. In die allerheiligste het die hoëpriester dan as ware voor God kom staan en versoening gedoen vir sy eie sondes en vir die volk se sondes. Daarom was die allerheiligste met 'n gordyn afgeskei van die heilige. Daarachter was God teenwoordig, nie hier in die heilige nie. En net die priester kon eenmaal 'n jaar gaan. Gewone gelowiges het nie die kontak met God gehad nie, kon nie ingaan. Hy was afgeskei. Wel, met die heiligdom bedoel hierdie skrywer presies die allerheiligste. Daardie deel waar God se teenwoordigheid is. Nie meer ook nou die heilige of die allerheiligste in die tempel nie. Maar nou bedoel hy, ons kan ingaan na die heiligdom, bedoel hy, jy kan ingaan na God. Jy kan na God se hart toe gaan.
jy kan voor hom gaan staan. Dit is die heiligdom, die allerheiligste. Die tempel is verby, hy is vernietig. Nou kan jy na sy hart toe gaan. En nou kom die skrywer met hierdie verlossende boodskap. Hy sê almal wat glo in Jesus Christus, het nou die reg om deur sy bloed in te gaan en voor God te kan staan. 'n Gewone gelowige kan intiem persoonlik met haar of met sy Vader gesels. 'n gesprek met hom voer. Hierdie verlossende boodskap sien ons ook by die ander apostels. Die Heilige Gees het wonderlik gewerk. Hy het almal geïnspireer om dieselfde te dink oor Jesus. Hoor wat sê Paulus? Want deur hom Jesus het ons toegang tot die Vader. En later skryf hy weer, en in Jesus het ons deur ons geloof in hom vrymoedige toegang tot God. En Peter sê, Christus het eens en vir altyd gesterwe, sodat hy ons na God toe kan bring. Dit was die hele doel van sy sterwe en sy lyding. Vernietig die tempel, het Jesus sê, het gaan vernietig word, maar julle gaan 'n totaal ander opsie in die lewe hê. Julle kan deur my na God kom. Dit is alles in lyn met Jesus self. Onthou julle wat het hy vir sy disippels gesê? Ek is die weg. Ek is die waarheid. Ek is die lewe. Niemand kom tot die Vader behalwe deur my nie. Ek is die weg na sy hart toe. Ek vat jou na God se hart. En so sterk was hierdie uitspraak van Jesus as die weg na God toe, dat daar in Handelinge gepraat word van die Christelike beweging as die weg. En van Christene is gepraat as mense van die weg. Dit is dan die heerlike, wonderlike boodskap van die kruisevangelie destyds, vandag en tot aan die einde van die aarde. Jesus het homself geoffer, eenmalig, volkome. En op grond daarvan kan ek tot diep in God se hart inkruip, met my diepste gedagtes, my vrae, my twyfel, my gebede, en met hom praat, soos geen mens dit nog ooit voor die tyd kon doen. Hierdie toegang tot God bring blye blydskap in ons lewe. Ons gewone alledaagse lewe word nou gevul met 'n blydskap. Ons kan voluit vir God lewe. En as gelowiges mag ons nie patetiese, bedremmelde, bekommerde, bevreesde, twyfelende, onsekere mense wees nie. Ons moet en kan en mag 'n positiewe selfbeeld hê, want ons is in Christus God se kinders. Ons kan by God gaan staan en weet, hy is my Vader, hy is my Pa. Ek kan vir hom sê, Abba. En met die gesindheid kan ons na God elke keer gaan. En daarom sê die skrywer, reeds al voor hierdie stukkie wat ek gelees het, sê hy omtrent dieselfde. Hy sê, laat ons met vrymoedigheid die troon van God nader, sodat ons ontferming en genade kan ontvang, sodat God ons op die regte tyd kan help. Want dit is tog by die troon van God, waar ons God se ontfermende hulp en sy genade ontdek. Petrus sê vir ons, God se krag het ons alles gegee om vir God te kan lewe. Dit is dan wat die heiligdom betref. Met ander woorde, ons kan ingaan na die heiligdom. Die heiligdom is hier nie meer 'n tempel nie, maar God se hart. Dis waar die heiligdom is. Ons kan voor hom gaan staan en met hom praat, soos my Vader. Nou kom ons by die tweede saak, die bloed van Jesus. As ek praat van die bloed van iemand, van Jesus, dan bedoel ek nog seker daarmee, sê die Bybel, die dood van Jesus. Maar nou is daar interessante ding in die Bybel, in die Nuwe Testament. Dat baie keer word daar nie van die dood van Jesus gepraat, maar van die bloed van Jesus gepraat. Hoekom is dit so?
Wel, in die lig van Israelse offerkultus was bloed die reinigingsmiddel vir die mens se sondes. En Jesus se bloed, sê die skrywer nou, het in die plek gekom van die bloed van die offerdiere. Want die offerdiere se bloed het geen blywende effek gehad nie. Daarom is dit elke keer herhaal word. Van hierdie reinigingseffek van Jesus se bloed praat Johannes ook vir ons. En ons almal ken daai pragtige woorde. En die bloed van Jesus reinig ons van elke sonde. So gesien is die bloed van Jesus die onfeilbare toegangskaartjie na die heiligdom van genade en vergifnis waar dit in God se hart vir jou en my wag. Weg is die vrees, weg die onsekerheid, weg die skuldgevoelens. Een teoloog het dit een keer so pragtig vir my gesê, met baie groot eerbied, het hy gesê, ons kan nou as ware met blydskap en dankbaarheid God in die oë kyk. Staan voor hom. Jesus het ons gebring tot by hom. Ek gaan nou beweeg na vers 29 toe. Ons gaan nou praat van die weg. Ek het nou heeltyd gepraat, hy is die weg na God. Kom ons kyk hoe lyk daai weg. Ons kan met vrymoedigheid ingaan skryf. Hy sê langs 'n nuwe en lewende weg wat hy vir ons geopen het, deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam. Klink dit bietjie snaaks? Dit is nie so snaaks nie. Ek sal dit vir julle verduidelik. Die skrywer noem 3 eienskappe van die weg na God toe, wat ons moet bewandel. Eerstens sê dis 'n nuwe weg. Hoekom is dit 'n nuwe weg? Want die voorhangsel het van tevore ons van God geskei. Maar toe Jesus gesê het, dit is volbring, toe skeur daai voorhangsel in 2. En nou sê die skrywer, hy sê daai voorhangsel is niks anders nie as die liggaam van Jesus wat aan die kruis geskeur is en die pad na God oopgemaak het. 'n totaal nuwe weg en skepping bring God na vore. Hy weet die wet en die diereoffers kon ons nie genees van ons sondes nie. En daarom bring hy die liggaam van Jesus en hy skeur dit aan die kruis. En hy skeur die voorhangsel. Die weg is oop. Tweedens lei hierdie nuwe weg na die lewe. Mense wat sonder God leef, of dink dat hulle sonder God kan klaarkom, bevind hulle in 'n geestelike doodloopstraat. Die weg wat Jesus vir ons gemaak het, vat ons uit daai doodloopstraat reguit in 'n ander rigting na God toe. Teenoorgestel. En by God is lewe, ware lewe, ewige lewe. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Dit kry julle net by my. Derdens, en dit weet ons nou alreeds, het Jesus hierdie weg vir ons oopgemaak. Hy het dit met sy liggaam in die kruis oopgebeur. En nou skryf iemand 'n ongelooflike stukkie woorde. Hy sê Jesus se sterwe aan die kruis was 'n pad oopmaak roete na God toe. Dink jy vat 'n stuk bos, en hier kom 'n stootskraper, hy wil 'n pad maak en hy maak hom oop en hy stoot die bome uit. Daar's 'n pad wat oop is, wat toe was. En dit was ons lewe gewees voor Jesus. Dit was die mense lewe, dit was toe na God toe. Net die hoëpriester kon vir ons gaan praat daar. Nou sê die skrywer, nee, Jesus het aan die kruis die pad oopgemaak. 'n Pad oopmaak roete na God. En daarmee is die ontoeganklikheid van God vir ons weg. Ons kan dit nou anders omstel. Ons het nou almal wat hier sit priesters, soos ek in die voortoem gesê het. Hy maak van ons priesters vir God sy Vader. Ons kan nou elkeen voor God staan, voor sy genadetroon met ons gebedsoffers van aanbidding en dankbaarheid en wat ook ons wil bid en vir hom gee. Door daai foto, en ek sê dit weer, en luister, hy praat weer van die bloed openbaring. Jesus wat ons lief het ons deur sy bloed van ons sondes verlos, ons priesters gemaak vir God sy Vader. U kan voor God gaan staan as priester met die gebede en die offers van dankbaarheid.
Dit is wat Jesus gedoen het. Kom ek vat dit net gou weer saam voor ek in die tweede deel toe gaan. Eerstens, ons kan God nou nader vrymoedig, want die weg is oop. Tweedens, die weg is nuut, want God het in Christus alles kom nuut skep. Hy het vir jou en vir my kom nuut skep. Derdens, die weg lei na die lewe wat net God het, en hy gee dit vir elkeen wat glo, daardie lewe. En vierdens, Jesus het daardie lewe, daai weg vir ons toegemaak. Maar, onthou nou wat ek in die begin gesê het, wat help het my as ek voor 'n pad staan wat oop is, en ek weier om die pad te loop? Hy is oop na my doel toe, maar ek loop nie daai pad. En daarom kom ons nou die tweede deel, waar die skrywer 3 oproepe gee vir die gemeente. 3 maniere hoe ons na God se hart toe kan kom, die pad kan loop. En hierdie 3 oproepe te doen natuurlik met die heilige drietal van geloof, van hoop en van liefde. Die eerste oproep wat hy tot ons rig is, gaan oor geloof. Laat ons daarop ingaan in volle geloofssekerheid. Met volle geloofssekerheid kan ek na God toe gaan. Met 'n opregte hart, met ons harte besprinkel, daarby gaan ek kom. Wat beteken dit? Vry van 'n slegte gewete. Ons kan nou God so nader in geloofssekerheid, omdat hy my gewete met die bloed van Jesus skoon gemaak het. Hoekom kleef ons soms so krampagtig vas aan ons gewete, wat ons pla en pla en pla? Het God my vergewe? Is Christus se bloed dan nie genoeg wat God gebruik het nie? Wat wil u nog meer hê om die gewete skoon te maak? Net hy kan dit doen. Ons moet nie krampagtig vaskleef aan nie, want die uitdrukking met ons hart besprinkel, waarna verwys dit? Ja, na die bloed wat die priester gevat en op die altaar gesprinkel het, sodat die sondes gereinig kan word. Nou is dit Christus se bloed wat in 'n geestelike sin van die woord op my altaar hier in my hart gesprinkel word om my te reinig van my sondes. Geen gewete hoef u te pla as jy in Christus voor God staan. Hy het dit skoon gemaak. Moenie krampagtig vasklou aan het God my nou vergewe nie. Dan maak jy hom tot leenaar, want hy sê die bloed van Jesus reinig van elke sonde. En nou kan ons by die kruis kom en ons kan ons sak vat en ons kan al ons sonde daar neersit. En dan stap ons van die kruis al weg, 4 in regop. 'n nuwe mens op daai pad na God se hart. Dis 'n geloofspad. Dis 'n wonderlike pad. Die tweede oproep is een van hoop. Laat ons styf vashou aan die belydenis van wat ons hoop, sonder om af te wyk. Want hy wat die belofte gemaak het, is getrou. God kan nie lieg nie. As hy beloof, doen hy dit. Dit hang van ons af. Net soos wat ons in ons huidige lewe na die genadetroon toe moet gaan, moet ons altyd vashou aan die hoop in ons hart. Hoop is een van die wonderlikste dinge wat 'n Christen kan hê. Dit gaan oor die dood heen, na ons lewe toe. En Paulus sê ons lewe, as jy glo, is jou lewe in Christus by God verborge. Beteken, God hou dit daar vir jou. Hy wag vir jou. Hy hou dit daar. Dis jou hoop. Dis die Christelike hoop. Ongelowiges het dit nie. As hy doodgaan, is dit verby vir hom. Paulus sê so pragtig in 1 Korinte 15 vers 19. Hy sê, as ons hoop net op hierdie lewe, op Christus bevestig is, dan kry ek julle bitter, bitter jammer. Dan is ons die mees bejammerenswaardigste van alle mense. Ons is hoopmense en ons hoop gaan oor hierdie lewe heen na God. Die derde oproep gaan oor ons liefde. Laat ons ook daarop toelê om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade,
soveel te meer nog mate die dag van die Here nader kom. Kom ek vat net gou weer saam, want dit is 'n klompie belangrike goed. Die eerste oproep gaan oor ons geloofsverhouding met God. Ek kan nou na hom toe gaan. Ek het vrye toegang tot hom. Daar is vergifnis, nuwe lewe, wonderlike dinge en ek wag vir hom, vir my daar in sy hart. Ek moet net gaan vat. Hy wil dit gee, so graag nie. Die tweede een is te doen met my eie geloofsverhouding, my hoop wat ek koester en wat ek vestig op Jesus en op my ewige lewe. Die derde oproep gaan oor liefde. Liefde is 'n verhouding tot mekaar. As God se geestelike familie hoort ons by mekaar. Dit is ongelooflik selfsugtig as ons by mekaar verbyloop, by mekaar nie kan raak sien nie mekaar kan beïnvloed tot die goeie nie mekaar kan ondersteun nie. Die Kain gesindheid van moet ek dan my broer oppas, sarkasties aan God gerig, hoort nie by gelowiges tuis nie. Dis eenvoudig ongehoor dat ons mekaar nie sal raak sien nie. Werklik sal raak sien. Net om jou medemens en veral jou medegelowige raak te sien, is al deel van medegeloofskap. Het julle al die ervaring gehad dat daar mense is, medegelowiges, wat jou ignoreer, wat maak asof jy nie bestaan nie? Dis wat ons aan mekaar doen, as ons mekaar nie kan raak sien nie. Die ryk man het Lazarus misgekyk, en waar was Lazarus? Nie ver weg nie, by die poort van sy huis. En Jesus sê, die honde was meer menslik as die ryk man. Hierdie omsien en raaksien van mekaar moet natuurlik uitloop op aksie. En daardie aksie, sê hy, is aanspoor tot goeie werke. Ons moet mekaar moed in praat en mekaar se laste help dra as dit met ons swaar gaan. Mekaar bid. Ons moet mekaar lag as dit met ons goed gaan. Ons moet mekaar dra, want Christus sê, dra mekaar se laste en vervul so die wet van die liefde. Ek sluit af. Aan die begin van hierdie geskrif sê hierdie skrywer iets baie mooi. Hy sê, nadat Jesus, en hy praat weer van reiniging, die offerkultus, nadat Jesus die reiniging van ons sondes bewerk het, het hy gaan sit aan die regterkant van die majesteit in die hoogtes. Dit is 'n ongelooflike belangrike uitspraak. In hoofstuk 7 vers 25 sê hy alreeds daar, en hy sê, Jesus is volkome in staat om hulle wat deur hom na God toe kom, te kan verlos, want hy tree daar vir hulle in. Dis wat hy daar maak by God. Hy tree vir ons in. En Paulus, wat ook deur die Gees gelei is, sê presies dieselfde. Dit is Christus Jesus wat gesterf het, meer nog wat opgewek is, wat sit aan die regterhand van God en wat vir jou intree. Dink net daaraan, te midde van al jou lewensomstandighede, met ons elke hartklop, met ons elke asemteug, staan Jesus ons groot hoëpriester by God, en hy tree vir jou in. Want hy ken ons opstaan, en hy ken ons gaan sit, en hy ken ons lê. Hy ken ons diepste gedagtes. Hy ken elke lag, hy ken elke traan. En sy liefdevolle hart is wyd oop vir jou, om jou offers van dankbaarheid en aanbidding te kom neerlê aan sy voete. So word ons dan ook deel van Jesus se verlossingsplan, van Jesus se versoeningsdoel, as ons deel daaraan met ons offers aan God. En so kan ons jaar vir jaar sy lydingsdag herdenk met blydskap en dankbaarheid totdat hy weer kom. Amen. Kom ons bid net saam.
Hemelse Vader, hoe kan ons werklik in woord die diepe liefde en genade wat ons by U vind, in U hart kry, ooit beskryf en waardeer en dit uitbasyn. Ons taal is so klein en gering om U grootheid te besing. Maar nogtans het in U grootheid so neergedaal na ons toe en ons in Jesus omhels en teen U hart gedruk. Dankie dat ons in hierdie tyd weer sy dood kan herdenk, sy lyding, sy kruisiging, sy eensaamheid aan die kruis toe hy uitgeroep het dat selfs U hom verlaat het, net om vir my, vir ons almal hier, by U hart uit te kry. Dankie vir daardie wonderlike weg wat hy vir ons gebaan het. En laat ons dan hiervandaan gaan en elke dag leef uit hierdie blydskap, leef uit die vergifnis, leef met die wete dat ek net kan dink, ek is by U en ek is by U. My gedagtes, my woorde, alles is daar waar U is. Want U het gesê, deur die mond van U Seun, ek is in hulle en hulle is in my. U is in my en ek in U. So wonderlik intiem is ons lewe as gelowiges. Een met U, by U hart en ons hart by U hart wat saam klop om na ons te luister, ons krag en moed en hoop en liefde te gee. En Here, laat ons ook een ding weet. U roep nie enkelinge nie. U roep enkelinge tot 'n gemeenskap. U kerk, U gelowiges. Hier is ons almal vanmôre hier saam. Oor die wêreld heen is gelowiges saam. Laat ons mekaar raak sien, vir mekaar bid, mekaar se laste dra, mekaar lag, want die wêreld is so stikkend, dat net hierdie liefde wat ons vir mekaar het en vir U het, ons heel kan maak, en ons vrede kan gee, terwyl die wêreld woed en oorlog maak, ken ons daardie vrede van ek, wat kan luister na U hartklop vir my, sondaar begenadig. Ek bid dit in Jesus se naam, vir ons almal hier vanmôre, dat ons in hierdie tyd U lyding weer sal ons eie maak, dit sal weet, dit was vir my.